Ons in Psalm 42, Psalm 42 vers 1 en 3. Psalm 42 vers 1 en 3. Geliefdes, vanmôre gaan ons lees uit Lukas uit ons teksgedeelte en die tema wat ons in gedagte hou is lyding weens leuns roep ons op tot die stryd vir waarheid. Lyding weens leuns roep ons op vir die stryd tot waarheid. En dit gaan in die besonder daaroor dat ons ook in die lydingstyd van ons Here Jesus is, waar die Here Jesus se karakter ook beswadder is en sleg gesê is. En dit is iets wat ons ook maar oorkom in ons lewens en hoe om dit te hanteer. Nou kom ons maak oop by Psalm 116 en dan gaan ons daar sing vers 1, vers 6 en vers 7 as afsluiting van ons voorsang. Psalm 116 vers 1, 6 en 7. Die blystaande vir die foto met die seën groet en daarna sing ons dan spontaan Gesang 38 vers 1 en vers 3. Gesang 38 vers 1 en 3.
Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liefdes, kom ons luister na die wet van die Here soos ons dit vind in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou nie voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Bedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons bely ons skuld, wanneer ons ook so aangeklaag staan voor die wet van die Here. Laai ons na Psalm 25. Psalm 25, ons bely dan ook eerlik ons skuld met vers 3 en vers 5. Oh
ook ons skuld opreg voor die Here bely, kom die genadeverkondiging met die vermaaning in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy wat aan hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Daarom, geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en met 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van jou sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in hierdie sonde van ongeloof bly lewe. Ons geloof word ook van ons uitgedruk in die apostoliese geloofsbelydenis. Kom ons bely as kerk van die Here ook wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons blaai dan na Gesang 84 en as voorbereiding op ons woordverkondiging sing ons vers 11, Gesang 84 vers 11. Geliefdes, ons is in lydenstyd in die kerklike kalender en ons moet verstaan hoe ons Here Jesus in ons plek die lyding deurmaak wanneer hy ook op hierdie aarde is, en ons gaan in besonder lees by Lukas 22, 'n baie besondere gedeelte, miskien vir van u onbekend. Lukas 22 vers 35 tot 38. En dan net so 'n bietjie vir konteks, gaan ons ook lees vers 49 en 1 tot 51. 49 tot 51, maar ons teksgedeelte is Lukas 22 vers 35 tot 38. Terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed saam. Ons almagtige drie-enige God, voor U kom staan ons as U bruid. Here, nie in ons goeie werke nie in ons prestasies nie, maar geklee in U Seun Jesus Christus, gewas in sy bloed, gereinig na die gewete, vergewe voor God die Vader, in Jesus Christus. En hierdie dinge, Here, kan ons weet, op grond van U Gees wat vir ons die geloof in ons harte gee.
Wat 'n blydskap. Wat 'n troos. Dat ons ook so as die kerk, as die bruid voor U mag verskyn. Dis genade. Hemelse Vader, maar ons ag dit nie altyd nie. Grotendeels, Here, omdat ons dit nie verstaan. Omdat ons nie die waarheid van U Seun Jesus Christus gryp nie. En begryp nie. Maar dankie Here vir dit wat U vir ons gee, as brood vir die lewe, om U Seun te leer ken. En daarom, Hemelse Vader, kom staan ons nie as 'n volmaakte bruid voor U nie, maar 'n bruid op pad. En hierin wil ons vir U kom bid en vra, wanneer ons ook met U woord oopsit, dat U ook inderdaad vir ons op hierdie pad al meer en meer U gestalte sal wys van dit waarmee U ons wil bekleed, dit wat U van ons wil maak, om al meer en meer gelykvormig te word aan U Seun Jesus Christus. Vergewe ons, waar ons soveel maal afbrekend is op U bruid, afbrekend is op U karakter, ongehoorsaam is aan U woord, liefdeloos optree. Vergewe ons dit. Bewaar ons van die bose en lei ons nie in die versoeking nie. Want aan U, Here, behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Aan U behoort ons. U is ons eienaar, ons Here en ons God. Voor U buig ons. Leer vir ons so uit U woord uit, om te hou aan U waarheid. Open daarom ook hierdie woord tot ons harte, dat ons inderdaad ook kan sien hoe U deel is en deel geword het van ons menslike natuur, sonder die sonde, maar dat U alles kom deurmaak het, sodat ons U kan aanroep as ons Here en ons God, verlos in Christus, gereinig voor die Vader. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Lukas 22 vanaf vers 35. En hy sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het sonder beurs en reissak en skoene, het julle iets kort gekom? En hulle antwoord, niks nie. Toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem, en so ook die reissak. En wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop. Want ek sê vir julle dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word. En hy is saam met misdadigers gereken. Want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar 'n einde. Hulle sê vir hom, Here, kyk, hier is 2 swaarde. En hy antwoord hulle, dit is genoeg. En dan lees ons vers 49 tot 51. En toe die wat rondom hom was sien wat gaan gebeur, sê hulle vir hom, Here, moet ons met die swaard slaan? En een van hulle het die diensknegt van die hoofpriester getref en sy regteroor afgekap. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg. En hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Vers 36, toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem en so ook die reissak. En wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop. Tot sover die woord van die Here. Laat die wat ore het, hoor. Geliefdes in die Here Jesus Christus, in hierdie lydingstyd van ons Here Jesus Christus, kom staan ons stil by hoe die Here gelei het op hierdie aarde,
En elke moontlike menslike lyding wat ons onsself kan voorstel, het hy tot in die diepste deurleef. Waar ons skuldig staan aan die sonde en die gevolge van die sonde daarom ook behoort te dra, is hy sondeloos. Tog kom dra hy vrywillig die oorsake, die gevolge van die sonde. In medelee met ons. In hierdie gedeelte kom plaas klem op die lyding van wanneer jou reputasie as mens so afgekraak word en so afgebreek word, dat jy moetswillig voorgestel word aan ander mense as boos en verkeerd. Dit is waaroor hierdie gedeelte gaan. So boos en verkeerd gesien word in die oë van ander, ons noem dit, jy word gebrandmerk, of 'n ander woord, etiketeer, om iemand te etiketeer, of om iemand te brandmerk, vir iets wat hy nie is nie. Om daarom op so 'n manier haat te regverdig teenoor so 'n party. Ons hoor ook so baie gereeld in die media die woordjie narratief. Die narratief wat verdraai word, of die narratief wat anders ter voorgestel word. Noem dit maar die storielyn wat so gedraai en so verbronge raak, sodat 'n spesifieke leuen later so oorheers. Dit word gedoen met 'n doel, om dit wat goed is, boos te laat lyk, en dit wat boos is, goed te laat lyk. Dit is so kennelik in ons tyd. Dit skep agterdog, dit bring verdeeldheid, dit bring tweedrag, vyandskap, veroordeling, verwerping, en so maklik in ons mekaar se reputasie so gaan uitwas, mekaar se name so skenk. Maar dit is eintlik maar die gevolge van ons sonde. En ons sal dra aan die gevolge van ons sonde. Ons sal mekaar se reputasies afbreek en ons eie reputasie sal afgebreek word. Dis hoe dit moet wees in hierdie bose wêreld. Party verhard hulle daarteenoor, ander neem lustig deel. Waar die swaard van waarheid nie meer 'n duidelike onderskeid kan kom maak tussen waarheid en leuen nie, word uiteindelik later die fisiese swaard getrek. Woorde, dade, ja tot die punt toe van oorlog. Waar albei kante glo dat dit wat hulle hoor moet reg wees en dat hulle dit moet verdedig met hulle lewens. Leuns wat geglo word, juis om mense se karakters of reputasies as boos in te kleur, het werklike gevolge in ons samelewing. Ons Here Jesus kom in hierdie gedeelte en hy verduidelik dat ook hierdie lyding gaan hy en sy disippels moet oorkom. Ook hierdie lyding gaan hy kom deurmaak. Maar ook beslis die kerk van die eeue. En daarom die tema van môre, lyding weens leuns roep tot stryd in waarheid. Geliefdes, in ons geleesde gedeelte begin ons Here Jesus in vers 35 met die woorde: Toe ek julle gestuur het sonder beers en reissak en skoene, het julle iets kort gekom? En hulle antwoord hom: niks nie. In hierdie gedeelte verwys die Here Jesus na die tyd toe hy sy disippels uitgestuur het in Lukas 9 vers 3, het hulle uitgestuur onder die volk in en hy het vir hulle gesê, moet nie 'n beursie saamvat nie, moenie 'n reissak saamvat nie en moenie skoene saamvat nie. Wanneer julle uitgaan na die volk toe, verkondig aan hulle die evangelie, maak siekes gesond, dryf duiwels uit.
En hy het alles vir hulle so gegee. En inderdaad het die volk hulle ontvang met oop arms. Die volk het hulle ontvang. En daarom was dit nie nodig vir 'n beurs nie, daarom was dit nie nodig vir 'n reissak nie, daarom was dit nie nodig vir skoene nie. In al hulle behoeftes het die volk hulle ontvang, vir hulle kos gegee, slaapplek gegee. En daar was vreugde onder die mense wanneer die disippels in hulle teenwoordigheid is. Hoekom? Want die reputasie en die karakter van hierdie disippels is gekoppel aan die reputasie en die karakter van hulle Here. En die Here Jesus was bekend onder hierdie volk as die leermeester, die wonderwerkdoener, die een wat genesings doen. Sy reputasie was ongeskonde, sy karakter was helder, geëer deur die volk. Hulle het die deure oopgemaak, want hy het liefdeswerk onder die behoeftiges kom doen van sy volk. Sy karakter was nog vry van die leuns en die beswaddering wat hy nog moet oorkom. Die volk was teenoor die Here en sy disippels daarom baie hartlik en gasvry. En ons lees ook later van die ander 70 wat die Here Jesus uitgestuur het in Lukas 10 vers 17. En die 70 het met blydskap teruggekom. Die punt wat die Here Jesus vir hulle kom maak in hierdie gedeelte is dit: onthou nou, daardie dae het die volk ons hartlik en gasvry ontvang as vriende. Ons reputasie was nie deur leuns afgebreek nie. Ons karakters was ongeskonde. Maar die Here gaan sy disippels weer iets doen. Nou verander iets. In vers 36, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit maar neem. En so ook 'n reissak. Nou moet jy voorbereid wees. Want die volk gaan nie weer so vriendelik en so gasvry wees met julle nie. Inteendeel, Matteus 10 vers 16. Kyk, ek stuur julle nou so skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Want iets het verander. Die stories het geloop. Die karakters is gebreek. Die eer is weg. Reputasies lê aan skerp. Die valshede aangaande die Here Jesus Christus is versprei onder die volk. En die volk het eerder hierdie karakterskendings, hierdie stories geglo as die waarheid wat hulle gesien het in Christus. Eerder as om die waarheid te gaan soek vir hulle self, het hulle die stories geglo. En alles verander. Die narratief van Christus is verdraai. Tot vandag toe nog word Christus voorgestel as iemand wat jy nie moet vertrou nie. Van nou af sal die volk nie meer vriendelik en gasvry wees teenoor die kinders van God. Geetiketeer, gebrandmerk deur die Joodse owerhede. En die Here Jesus word voorgestel as boos voor die volk. Sy karakter word vergrys en sy beeld word soos 'n misdadiger ingekleed. Hy word 'n kwaaddoener voorgestel aan die volk. Vers 37, want ek sê vir julle dat dit wat geskrywe is nog aan my vervul moet word. En hy is saam met misdadigers gereken.
Van 'n gasvrye volk tot 'n veroordelende volk. Tot 'n waarheid wat verdraai word deur eenvoudige leuns wat maklik geglo word. Vat maar nou vir jou 'n beurs en 'n reissak en jou skoene saam. Wees nou beraad. Jy loop in 'n vyandige situasie in. Moenie naïef wees nie. Wees nou versigtig soos die duif en opreg soos die slang. Dit is deel van ons lyding op aarde. Die wantroue van mense teenoor mekaar. Op grond van wat ek gehoor het. Dit rig soveel skade aan in die kerk van die Here. Maar die duiwel sal nie slaap daarin nie. Maar die Here Jesus los ons ook nie daarin nie. Wanneer hy na die aarde toe kom, sal hy elke druppeltjie van hierdie soort lyding op hom wat ongeskonde en heilig in sy karakter is, sal hy toelaat dat sy karakter so beswadder word. Ons verdien beswaddering, maar nie hy nie. Laat ons nie sê, hy verstaan nie my eensaamheid, om deur my eie mense verwerp te word nie. Psalm 46 vers 2, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudheid is hy in 'n hoë mate beproef. Jy wat deurloop, miskien deur storieetjies, karaktermoord, leuns, weet dit. Jou Here ken jou lyding. Hy kan met jou medelee hê. Jy dink jy word misverstaan. Hy is totaal misverstaan. Hebreërs 4 vers 15. Want ons is nie 'n hoë priester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Christus is die Messias. Hy is voorspel deur die Ou Testament. Die waarheid van die woord van God staan vas. En daarom verwys die Here Jesus in vers 37, sê hy, want ek sê vir julle dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word. En hy is saam met die misdadigers gereken. Hier verwys hy na Jesaja 53 vers 12, wat so lees, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel is, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Om so deur leuns verkeerd verstaan te word, deur leuns gebrand te word, as boos, gaan ons nie gespaar word nie. Dis nie 'n vreemde wat jy gaan oorkom nie. Johannes 15 vers 20 en 21, onthou die woord wat ek vir julle gesê het. 'n Diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. Hulle ken nie die Vader nie, daarom ken hulle nie die Seun. Geliefdes, nou dat ons weet, dat ons sal ook hierdie verdraaiing van ons karakters oorkom. Kom die Here Jesus en hy wil nie vir ons sê, gaan kruip nou weg nie. Nou wil hy vir jou toerus. Nou wil hy vir jou help. Nou wil hy vir jou paraat maak in hierdie stryd. Hy berei ons in 'n paraatheid voor hiervoor. Neem maar jou eie beurs, neem maar jou eie reissak en jou eie skoene. Moenie aanvaar, die volk gaan vriendelik en gasvry wees nie. Moet tog nie so naïef wees nie. Jy mag vra, nou hoe moet ons stry? En dit was ook op die hart van die disippels toe die Here vir hulle hierdie gedeelte vertel het.
Jy sien geliefdes, dit gaan oor waarheid en leuen, want dit is die leuen wat die stryd bring. Dis die leuen wat die stryd oorrol, wat die waarheid verdring. Waarheid begin vir ons as Christene by die kennis van wie God in Jesus Christus is. En ons leer hom in sy ware karakter, in die waarheid van sy karakter ken deur die woord van God wat hy vir ons gegee het. En daarom het die Here ook so gesê, as hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord bewaar. Want julle woord sal ook my woord van waarheid wees. As hulle Christus na sy woord nie eers bewaar het nie, hoe sal hulle na jou woord luister? Moenie so naïef wees nie. Vers 36, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem, en so ook die reissak, en die woorde. En wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop, en 'n swaard koop. En hier verstaan die disippels iets verkeerd. Maar laat ons dit tog reg verstaan. Hierdie uitdrukking bedoel beslis nie, dat ons nou letterlik wapens moet opneem, wanneer ons hierdie lyding van 'n valse voorstelling van verdraaiing van karakterskending oorkom. Die disippels het gedink dis letterlik. Daarom in vers 38 haal hulle 2 swaarde uit en sê vir die Here, hier is 2 swaarde. Wat gaan 2 swaarde aan hierdie stryd doen? As hulle letterlik swaarde moes trek, is 2 swaarde beslis te min. Maar dis nie wat die Here bedoel het nie. En daarom beëindig hy hierdie gesprek met die woorde in vers 38, dit is genoeg. Hy sê vir hulle, dit is genoeg. Stop nou maar hier. Later in vers 51 hoor ons presies hierdie woorde. Dit is genoeg. Juis in die moment wanneer iemand se oor afgekap word met 'n swaard. Want dis nie wat die Here bedoel het. So wil die Here vir hulle leer dat die letterlike swaard is nie wat hy bedoel het in die verdediging van die goeie naam van die Here Jesus nie. Ons kan nie die koninkryk van God bevorder deur die mag van wapens nie. Die waarheid. Die waarheid. Die waarheid moet jy ken. Die waarheid moet jy praat, die waarheid moet jy leef. Maar as jy nie by die waarheid is nie, as jy die valsheid geglo het, is jy nie meer 'n diensknegt van waarheid nie. Al dink jy jy's by die waarheid. Jy moet seker maak jy's by die waarheid. Op 'n baie mooi simboliese manier wil die Here vir hulle na iets wys. 'n beginsel van paraatheid vir waarheid, soos 'n soldaat. As volgelinge van hom moet ons so vasberade stryders wees na die hart en na die siel, soos 'n stryder. Moenie gaan lê nie, moenie oorgee aan die leuen nie. Stry die leuen. Jy moet so paraat wees, en daai dae moes jy nie jou boekleed verloor het nie, want dis 'n belangrike ding gewees om te hê. Maar dan sê die Here, jy moet selfs jou kleed prys gee, maar kry die swaard. Stry die waarheid, stry vir die waarheid. Solank jy net 'n swaard kan bekom om hierdie lewensstryd te stry. Beraadheid tot strydvaardigheid. Die geestelike swaard wat later vir ons genoem word in Efesiërs 6 vers 17, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Geliefdes, as jy dit nie het nie, as jy dit nie ken, as jy dit nie verstaan nie, gaan jy een wees en deel wees van die volk wat die leuns geglo het en geglo het hulle is reg. Dit veroorsaak so 'n verskeurdheid tussen waarheid en leuen, dat mense later letterlik gryp na wapens.
waarvan Judas vir ons waarsku die tong. Oppas. Ons moet die woord van God ken, om waarlik beraad die lewensstryd te kan stry, teen die leuns van karaktermoord teen Christus, en ons medegelowiges. Geliefdes, as jy vir Christus sy reputasie en karakter moet stry om die waarheid vir die swaard, kan jy nou baie maklik vanuit jou menslike swakheid die volgende vraag wil vra. Wat help het my ek stry vir Christus? Is my karakter wat geskend word? Is ek wat sleg gesê word? Hoe moet ek dit hanteer? Hier kom die troos in ons stryd. Hoor die woord van God. Jy is 'n kind van 'n verbondsgod. 'n Verbondsgod wat met jou 'n verbond sluit. Eksodus 14 vers 14. Die Here sal vir julle stry. Julle moet stil wees. Jy stry vir God. God stry vir jou. Sien jy hoe dit werk? God het nie vir jou gesê om vir jouself te stry. Hy het gesê stry vir die waarheid. Stry vir hom. En hy stry vir jou. Nou wie sal 'n beter werk van stryd doen? Jyself vir jouself of God vir jou? Wat jy moet doen is om vir Christus te stry. Dis jou werk, dis jou taak. Hierin moet jy paraat wees. Stry vir die waarheid. Verloon jouself. Dit gaan nie oor jou nie. Stry vir Christus. So verseker die Here Jesus in Lukas 12 vers 8 vir ons met hierdie pragtige woorde. En ek sê vir julle, elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal die Seun van die mens ook bely voor die engele van God. Stry vir die Here. En die Here sal vir jou stry. En wees hierin stil. Amen. Kom ons bid saam. Onse God en hemelse Vader, Here, so maklik gaan ons op die verdediging vir onsself. In die proses, Here, kan ons so maklik die eer van U wegtrek. Die stryd op ons fokus. Terwyl U karakter aanhoudend en knaand onder aanslag is, vra U van U kerk, wees beraad. Ken die woord. Trek die swaard van die woord vir Christus. Stry vir hom. Hou jou fokus daar. En God sal vir jou stry. Hemelse Vader, ons is so onberaad. Gee vir ons die genade hierin. Dat wanneer ons die leuns aanhoor, dat ons die waarheid en die leuen sal sny met die swaard van waarheid en 'n onderskeid sal maak. Hemelse Vader, ons kan net vir U vra om vir ons hierin te help. Bewaar die kerk. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons blaai na Gesang 361. Gesang 361, ons gaan sing vers 1 en vers 2. Gesang 361 vers 1 en vers 2 as antwoord ook op die woord van die Here. Oh
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan so in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.